Gewaardeerde luisteraars, pastoor Frans Hooiberg van die Kruistriomfeer Bediening. Ek groet in die naam van Jesus Christus, ons verlosser, ons zaligmaker en ons komende koning. Ek vertrou dat vind u in gesondheid, liggaam, siel en gees, en dat u met reikhalsende verlange wag vir die wegraping van die kerk van Jesus Christus. Nou, ons is nou besig met Jakobus, ons afdeling, ek dink hierdie is afdeling nommer 13, hoofstuk 5, vers 7. Maar kom ons bid eers. Vader, ons sê vir u dankie, dat ons 'n geleentheid het om met mekaar te kan kommunikeer, al is dit oor hierdie platform van 'n video waar ons met mekaar kan kommunikeer rondom die woord van God. Ons sê vir u dankie daarvoor, en help ons dat ons kan hoor wat die Gees van die gemeente wil sê. Ons loof u daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. Hoofstuk 5 vers 7. Wees dan geduldig. Ek wil eintlik net daar ophou. Wees dan geduldig, my broeders. En nou kan jy miskien sê, ja, maar die Here praat nie hier met die susters nie. So suster, jy hoef nou nie geduldig te wees nie, maar ek wil vir jy sê, hierdie woord broeders sluit in susters, broeders, seuns, dogters, neefs, niggies, almal, hooggeplaas, laaggeplaas, almal binne die liggaam van Christus. Wees dan geduldig. En ons is soms so ongeduldig. Ons is soms so op ons, hoe kan ek mens dit nou regtig sê, ons is soms so haastig om 'n ding gedoen te kry. Ons wil so graag, wil ons, hoe kan ek dit nou mooi duidelik vir u kan sê, ons wil so graag resultate sien, ons wil so graag hê 'n ding moet gebeur, alles in ons lewens moet gebeur, gister alreeds. Ek wil gister al my verhoging gehad het, ek wil gister al my nuwe kar gehad het, ek wil gister al dit en dat gedoen het. Maar Jakobus kom en hy sê, wees dan geduldig broeders, tot op die wederkoms van die Here. Nou wanneer hy hier praat van die wederkoms van die Here, dan verwys hy, want die Afrikaans vertaal hom as wederkoms, waar die Engels hom vertaal as coming, the coming of Christ, not the second coming, the coming of Christ, en dit verwys dan na die wegraping. En weer eens wil ek sê, soveel keer as wat ek het gesê het, ek is heilig oortuig van die wegraping voor die 7 jaar van verdrukking. Ek wil vir jy sê, hoekom? En moenie laat iemand vir jou kom vertel, dis anders te nie. Die woord van God is baie duidelik. Hy sê, hy kom vir diegene wat hom verwag. Hy kom vir hulle wat angstig met 'n reikhalsende verlange na sy koms verwag. Nou as jy die wegraping wegvat, soos die nuwe apostoliese reformasies doen, dan het jy geen verwagting van 'n wederkoms nie. Jy het geen verwagting van Christus wat weer gaan kom nie. Jy het geen verwagting nie, want jy verwag dat die kerk van Christus die wêreld gaan oorneem, dat die kerk van Christus hierdie wêreld so gaan verchristelik, dat die kerk die wêreld besit, en dan gaan Jesus Christus terugkom. So jy het geen verwagting, en hy kom nie vir jou nie. As jy glo in die wegraping, en jy sit die wegraping aan die einde van die groot verdrukking, dan verwag jy 'n groot verdrukking. Jy verwag nie die wegraping nie. Jy verwag nie Christus nie. Jy verwag 'n verdrukking, waardeur jy moet gaan, en waarin jy gaan swaar kry. Plaas jy die wegraping in die middel van die groot verdrukking, dan verwag jy die openbaring van die Antichrist, waar hy in die tempel van God gaan sit, en sê hy is God. Dan verwag jy ook nie die koms van die Here Jesus Christus nie, maar ek wil vir jy sê, my broer, my suster, as jy die wegraping plaas voor die groot verdrukking, en die wegraping begin nie die groot verdrukking nie, die teken van die Antichrist, as hy 'n verslag teken met Israel, 'n vredesverslag, dit begin die groot verdrukking. Die wegraping kan 'n paar jaar voor die groot verdrukking plaasvind. Die wegraping kan nou plaasvind. Maar weet jy, wanneer jy die wegraping
glo voor die groot verdrukking, dan staan jy elke oggend op met 'n verwagting. Is dit dalk vandag? Jy kyk by die venster uit en jy sê, gaan die Here dalk vandag kom? Is dit dalk vandag die einde van my aardse bestaan? En nou kom Jakobus en hy sê, wees dan geduldig. Hoekom moet ons geduldig wees? Ons moet geduldig wees omdat ons 'n toekomsverwagting het. Ons moet geduldig wees, moenie in jou geloof verslap nie. Moenie moedeloos word nie. Moenie sê, ag weet jy, dinge gaan maar net aan, ek kan hierdie pyn nie meer hanteer nie. En ek weet, daar's baie wat na my luister, wat pyn in hulle liggaam het. Daar's baie wat na my luister, wat kragteloos voel. Daar's baie wat na my luister, wat moedeloos voel. Daar's baie wat na my luister, wat absoluut nie meer kan sien vir hierdie wêreld nie. Ek weet, ek verstaan. Ek is deur 'n hartaanval. Ek het 'n hartoperasie gehad. En nou mag baie van julle vir my sê, ja, ag maar weet jy, daar's baie ouens hartaanvalle, maar weet jy, daar's baie ouens dood aan 'n gewone hartaanval. Ek het 'n hartaanval gehad wat 4,5 uur geduur het. Ek het 7 blackouts gehad, soos die dokter dit verduidelik het, is eintlik dit wat jy doodgaan aan. 7 van hulle. En ek leef vandag om u deur hierdie video in die oor te kyk en te sê, dis nog nie verby nie. Ons is nie van hierdie wêreld nie. Wees dan geduldig, broeders, tot by die wederkoms of tot by die wegraping van die kerk van Jesus Christus. Dit beteken nie dat ons dan ophou om geduldig te wees nie. Hy sê, kyk, die landbouer wag op die kostelike vrug van die aarde en het geduld daarmee totdat dit die vroeë en die laat reën ontvang het. Daar's so baie dinge wat ons in hierdie lewe sien. Daar's so baie dinge wat ons in hierdie lewe ervaar. Ons voel dat dit net nie gaan ophou nie. As gevolg van my gesondheidstoestand kan ek hitte nie baie hanteer nie. Vandag hier, waar ek nou hierdie video doen, gaan dit 33 grade word. Ek sit hier op Pinksterpark, Somerset Weststrand omgewing. Pragtig, voorreg om hier naby die see te wees. Maar ek sit hier en ek praat met u en dit gaan warm word vandag. So ek gaan weer swaar kry. En nou is daar mense wat na my kyk wat sê, moet dit nie uitspreek nie. Daar's krag in woorde, moet dit nie uitspreek nie. Nee, my vriend. Daar's nie krag in woorde as jy 'n ding sê wat 'n feit is nie. Dan sê mense, daai moeg vir die hitte, sny dit af, daar's nie so iets in die Bybel nie. En ons lees dit by Paulus. As Paulus geglo het in, jy moenie verkeerd praat nie, en jy moenie afsny nie. Ag, jy kan nie goed afsny. Dan sou hy gesê het, my broeders, is nie nodig dat julle geduld het nie, sny net hierdie dinge af, en praat reg, spreek uit, dis nie warm vandag nie, dis nie warm vandag nie, dis nie warm vandag nie, dit gaan lekker wees, en dan is dit nie warm nie, en dit is lekker, en u weet, wat na my luister, dat dit nie werk nie. Jy kan dit 1500 keer per dag, kan jy 'n ding sê, en daar's nie krag daarin nie. Nou kom hy en hy sê, wees dan geduldig, broeders. Wees geduldig in jou omstandighede. Wees geduldig met jou vrou. Wees geduldig met jou kinders. Wees geduldig met jou diere. Wees geduldig met jou buurman. Wees geduldig met jou omstandighede. Wees geduldig met jou werk. Wees geduldig. Ek hamer nou op hierdie wees geduldig, want iemand iewers wat na hierdie video luister, hierdie kant van die wegraping of daai kant van die wegraping het nodig om te hoor, wees dan geduldig. Vers 8. Julle moet ook geduldig wees. Versterk julle harte van die wederkoms. Die wegraping van die Here is naby. Ag, pastoor, jy het dit hoeveel keer al gesê, die wegraping is naby. Dis nou al 2025 jaar. En daar's nog geen wegraping nie. Waar is die wegraping? My broer, elke dag is jy nader aan die wegraping, of jy is nader aan jou dood. Ek is nou 66, April maand word ek 67.
Met ander woorde, miskien is ek nader aan my dood as aan die wegraping, ek weet nie. Ek mag, my ouers het albei diep in die 80 geword. Ek mag dalk 80 haal, as dit die Here se plan is dat ek so oud word. Maar ek wil vir u sê, ek glo nie, ek gaan so oud word en ek glo nie, ek gaan doodgaan nie. Ek dink ek gaan voorreg hê om die wegraping te beleef. Hy sê, julle moet ook geduldig wees, soos die landbouer. Die landbouer het geplant. Ek het nog nooit gehoor van 'n boer wat sy mielies geplant het. En nou gaan sit hy op sy stoep die volgende dag. En hy sê, jong, ek weet nie, ek sal daai saad moet gaan uithaal en kyk wat's fout. Want daar's nog niks uitgekom nie. Daar's nog geen mielie opgekom nie. Nou gaan hy land toe en hy gaan haal daai mielie uit en hy bekyk hom. Daar's niks fout nie en hy sit hom terug. Die volgende dag kyk hy na die land en daar's nog nie 'n mielie nie. Nou gaan hy en hy haal daai mieliepit, daai saad uit en hy kyk na hom, daar's niks fout nie en hy sit hom terug. Dis hoe ons as kinders van die Here baie keer doen. Ons verwag dat dit wat ons voorwag, dit waarvoor ons geduldig moet wees, dit wat ons pad langs gaan kom, nou moet gebeur. Ons leef in 'n kitswêreld, kits koffie, kits tee, kits pap, kits mashed potatoes, kits wat ook al. Nou soek ons 'n kits geloof. As ek nou gebid het, moet dit nou hier wees. En moenie my verkeerd verstaan nie, daar's gebede wat die Here dadelik beantwoord. Daar's gebede wat die Here oor 'n tydperk beantwoord. Daar's gebede wat die Here glad nie beantwoord nie. Ek wil vir u sê dat Jakobus sê, wees geduldig, versterk julle harte. Nou, hoe versterk ek my hart? Deur die Bybel te lees, deur na video's te luister wat ek nou, soos die een wat jy nou kyk. En daar's baie ander predikers, ek sal graag Pastoor Ornay Prys wil aanbeveel en Raymond Lombard. Kyk na hierdie manne, hulle versterk jou gees, jou hart, jou innerlike mens. Moenie na twak gaan luister op TV nie. Moenie jou bemoei met al hierdie vreemde en snaakse leerstellings nie. Nou sê vers 9. Moenie teen mekaar sug nie. Broeders, hoeveel keer het ons dit al? Ag, weet jy my broer, hierdie ou liggaam wil net nie meer nie. Ag, weet jy my broer, ek weet nie, die Here doen sulke groot dinge vir daai buurman van my, maar vir my doen hy nie sulke dinge nie. Ek het dit al voorheen gesê en ek wil dit weer sê, jy's in 'n kleuterrepetisie. Wat jy deurgaan op hierdie aarde, wat met jou gebeur op hierdie aarde, berei jou voor vir wat gaan gebeur met jou in die nuwe hemel en die nuwe aarde. God het 'n plan vir jou, maar hy het 'n plan vir elke kind van God op hierdie aarde. En elke kind van God gaan deur sy eie probleme, deur sy eie omstandighede, deur sy eie verdrukkings, deur sy eie swaar kry, deur sy eie laste, deur sy eie vreugdes, deur sy eie oorwinnings, deur sy eie mens wees. My buurman, wat 'n pragtige kar het, wat geen probleme het nie, geen uitdagings nie. Hy dien die Here en hy gaan lekker aan en hy het baie geld en hy kan vakansies gaan hou. Pastore kan gaan vakansies hou. Ek is nie jaloers op hulle nie. Ek weet van ouens wat gereeld gaan vakansie hou. Gereeld iewerste by 'n vakansieoord gaan. Hulle kan dit bekostig, maar hulle word voorberei vir dit wat hulle moet doen in die hemel. Ek kan nie na 'n vakansieoord toe gaan nie. Ek kan baie keer nie eers na 'n ander dorp toe ry nie. Ek kan baie keer nie die dinge bekostig wat hulle bekostig nie. Baie keer gaan kuier ek vir die buurman sodat ek ook 'n stukkie koek kan eet.
sodat ek ook 'n bietjie van sy smart koffie kan drink wat ek nie kan bekostig nie. Maar dit maak my nie jaloers nie. Ek gaan nie teenoor hom sug nie. Ek gaan nie sug en sê, maar Here, hoekom kan hy daai duur koffie bekostig en ek moet die ou goedkoop dingetjie drink nie? Nee, want dit wat God my voorberei, dit is my eindbestemming. Dit is wat ek gaan doen in die hemel. So, moenie teen mekaar sug nie, broeders, sodat julle nie veroordeel word nie. Kyk, die regter staan voor die deur. Die regter staan voor die deur. Jy gaan met die wegraping, net daarna gaan jy verskyn voor die regterstoel van Christus, waar jy gaan verantwoording doen wat jy in hierdie lewe gedoen het sy dit goed of kwaad is. Nou, dit beteken nie sonde gaan die hemel in nie. God het gedeel met sonde. God het sonde se mag gebreek. God het Satan se mag gebreek. Jy het nie nodig om sonde te doen nie. Jy het nie nodig om te vloek nie. Jy het nie nodig om jou meer te verloor nie. Jy het nie nodig om te steel nie. Jy het nie nodig om kwaad te praat vir ander mense nie. Jy het nie nodig om te sug nie. Jy het nie nodig om hierdie dinge te doen nie. Want die mag van sonde is gebreek en jy kan 'n keuse maak om God te dien in regverdigmaking, in heiligmaking, in 'n goeie en betroubare lewe. Maar daar's dinge wat ons as kinders van die Here nie opslip. Ons gly. Ons doen dinge. En dit kan 'n sonde ook wees. Ek word kwaad, ek verloor my meer. Ek vloek my broer. Maar die verskil is tussen my en die sondaar. Die sondaar vloek aanhoudend. Die sondaar doen aanhoudend verkeerde dinge. Die sondaar voel nie sleg oor dinge wat hy doen nie. Maar wanneer ek as kind van die Here, en dit is hoe dit hoort, iets verkeerd doen, behoort ek sleg te voel daaroor, behoort ek na die Here toe te gaan en sê, Here, hierdie is nie, pas nie by die kind van die Here nie. Ek is dood vir die dinge van die ou mens, ek lewe nou vir Christus, en die lewe wat ek lewe ek, dit is sy lewe wat deur my lewe. Dis wat Jakobus hier probeer sê. Die regter staan voor die deur. Hy staan daar om te wag, sodat wanneer ons by hom aansluit, jy nie voor hom verskyn in die wittroon oordeel nie, maar dat jy voor hom verskyn in die regterstoel van Christus, sodat jy kan verantwoording doen wat jy in die lewe gedoen het, goed of kwaad. En die regterstoel van Christus oordeel is nie 'n sonde oordeel nie. Dis 'n beloningsoordeel. Dis waar jy beloning gaan kry. En hy sê dat as al jou werke verbrand het, gaan jy gered word soos deur vuur heen. Nou ek sal dit nie aanbeveel nie. Ek sal aanbeveel dat jy hierdie kant van die graf sorg dat jou werke reg is en jou werke kan aangaan en jou werke kan deurgaan. En dit kan jy net doen as jy geduldig is. Ek lees vers 9 weer. Moenie teen mekaar sug nie, broeders, sodat julle nie veroordeel word nie. Kyk, die regter staan voor die deur. Vers 10, neem as voorbeeld van lyding, my broeders, en van geduld die profete wat in die naam van die Here gespreek het. En wanneer ons kyk na die voorbeeld van lyding, my broeders, en van geduld die profete wat in die naam van die Here gespreek het, dan dink ons onmiddellik aan Hebreërs 11. Kom ek lees vir u Hebreërs 11. Ek gaan die hele hoofstuk lees, vanaf vers 1, die hele hoofstuk, maar dan gaan ek op die laaste paar verse iets sê. Die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van dinge wat ons nie sien nie. Want daardeur het die mense van die oudheid getuienis ontvang. Deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is, sodat die dinge wat gesien word, nie ontstaan het uit sienlike dinge nie. Deur die geloof het Abel 'n beter offer aan God gebring as Kain, waardeur hy getuienis ontvang het, dat hy regverdig was, omdat God oor sy gawes getuie gegee het, en deur dieselfde geloof spreek hy nog nadat hy dood is. Deur die geloof is Henog weggeneem om die dood nie te sien nie. En hy's nie gevind nie, omdat God hom weggeneem het. Want voor sy wegneming het hy getuienis ontvang dat hy God behaag het. En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek.
Deur die geloof het Noag, toe hy 'n goddelike waarskuwing ontvang het, aangaande wat nog nie gesien was nie, met eerbiedige vrees die ark gereed gemaak tot redding van sy huisgesin, waardeur hy die wêreld veroordeel het en 'n erfgenaam geword het van die geregtigheid wat volgens die geloof is. Deur die geloof het Abraham, toe hy geroep is, gehoorsaam weggetrek na die plek wat hy as 'n erfenis sou ontvang, en hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou kom. Deur die geloof het hy as vreemdeling gaan woon in die land van belofte, soos in 'n vreemde land, en in tente gewoon met Isak en Jakob, die mede-erfgename van dieselfde belofte. Want hy het 'n stad verwag, wat fondamente het, waarvan God die boumeester en oprigter is. Deur die geloof het Sara self ook krag ontvang om bevrug te word, en toe sy oor die leeftyd was, het sy gebaar, omdat sy hom getrou geag het wat hy beloof het. Daarom is daar ook gebore uit een vader, en dit is 'n verstorwe kinders, soos sterre van die hemel in menigte, en soos die sand aan die strand van die see, wat ontelbaar is. In die geloof het hulle almal gesterwe, sonder om die beloftes te verkry, maar hulle het dit uit die verte gesien en geglo en begroet, en het bely dat hulle vreemdelinge en bywoners op aarde was. Jy is 'n vreemdeling en 'n bywoner op hierdie aarde. Jy is nie in die eerste plek 'n Suid-Afrikaner. Jy is 'n Suid-Afrikaner omdat jy in Suid-Afrika bly, of wat jou land ook al is. Maar toe jy tot bekering gekom het, sê die skrif, jy is nou 'n nuwe skepsel. Jy is nou deel van God se familie. Jy is 'n pelgrimsreisiger. So moet jy nie bekommerd oor die politieke situasie in Suid-Afrika. Moenie jou bekommerd oor wat gaan in hierdie wêreld aan nie. Moenie jou bekommerd oor Israel en oor Trump en oor al hierdie goed nie. Die mense lê nou wakker, nagtelose nagte deur. Lê hulle wakker. Kan nie slaap nie, want hulle is bekommerd oor wat Trump gaan doen. Ja, ons neem kennis daarvan, ja, ons stem, ja, ons neem deel in wat in die land aangaan, maar ons oog is gefestig op daardie stad wat God gebou het. Laat ek net weer daai versie kry. En hulle vreemdelinge, ja, het bely dat hulle vreemdelinge en bywoners op aarde was, want die wat sulke dinge sê, verklaar dat hulle vaderland soek. Dan jy het nie 'n vaderland nie. En as hulle bly dink het aan die vaderland waaruit hulle weggetrek het, sou hulle geleentheid gehad het om terug te keer. En dit is as jy bly konsentreer op wat hier aangaan, nou hier op hierdie aarde, nou in jou leeftyd, dan verloor jy jou fokus op jou vaderland. Maar nou verlang hulle na 'n beter een as die hemelse. Daarom skaam God hom nie vir hulle, om hulle God genoem te word nie, want hy het vir hulle 'n stad berei. God, skaam jou om jou God te wees? Deur die geloof het Abraham, toe op die proef gestel is, Isak geoffer. Ja, hy wat die beloftes ontvang het sy enige gebore geoffer, aan wie gesê is, in Isak sal jou nageslag genoem word, want hy het gereken dat God mag het homself uit die dood op te rig. Soms verwag God van jou dinge wat jy nie verstaan nie. Soms verwag God van jou dinge wat jy dink, dit is nou die einde van alles, hoekom het die Here dit vir my gegee, nou wil hy dit hê. Wees geduldig, sê Jakobus. Deur die geloof het Isak vir Jakob en Esau geseën met die oog op die toekoms. Deur die geloof het Jakob op sy sterfbed al twee die seuns van Josef geseën, en hy het aanbid terwyl hy leun op die knop van sy staf. Deur die geloof het Josef aan die einde van sy lewe melding gemaak van die uittog van die kinders van Israel en bevel gegee aangaande sy gebeente. Deur die geloof is Moses na sy geboorte deur sy ouers 3 maande lank weggesteek, omdat hulle gesien het dat die seentjie mooi was, en hulle het nie die gebod van die koning gevrees nie. Deur die geloof het Moses, toe hy groot geword het, geweier om die seun van Farao se dogter genoem te word, omdat hy verkies het om liewer sleg behandel te word saam met die volk van God, as om 'n tyd lang die genot van die sonde te hê. Hoeveel keer kompromieer ons? Hoeveel keer gaan ons maar saam met die sondaar? Hoeveel keer sit ons in gesprekke waar hulle vloek en drink en te kere gaan, maar ons sit maar net daar, terwille van ons vriendskap, ons wil nie die mense in die gesig vat nie, ons wil nie hulle gevoelens seermaak nie. Deur die geloof het hy Egipte verlaat,
sonder om die toren van die koning te vrees, want hy het volgehou, soos een wat die onsienlike sien. Ek en jy, hou ons vol, soos een wat die onsienlike sien. Wees dan geduldig, broeders. Ek wil 'n paar verse skiep. Ander weer het die proef van bespotting en geeseling deurstaan, ook van boeie en gevangenis. Dink maar aan die gelowiges in Korea. Dink maar aan die gelowiges in Russiese state. Dink maar aan die gelowiges in Irak. Hulle is gestenig, in stukke gesag, versoek, deur die swaard vermoor. Hulle het rondgeloop in skaapvelle en in bokvelle. Hulle het gebrek gelei, hulle is verdruk, mishandel. Die wêreld was hulle in die wêreld. Hulle het in woestyne rondgedwaal en op berge en in spelonke en skeure in die grond. En alhoewel hulle almal deur die geloof getuienis ontvang het hulle die belofte nie verkry nie, omdat God iets beters oor ons beskik het, sodat hulle nie sonder ons volmaak sou wees nie. Hierdie hoofstuk wil ek net herhaal. Na hierdie hoofstuk wil ek net herhaal. Wees dan geduldig, broeders, tot by die wegraping. In die volgende uitgawe sal ons kyk na vers 11. Kom ek lees net vers 11. Kyk, ons reken hulle geluksalig wat verdra. Julle het gehoor van die lydsaamheid van Job, en julle het die einddoel van die Here met hom gesien, dat die Here vol medelee en ontferming is. Baie dankie Here dat ons weer eens kon kyk na hierdie dierbare boek van Jakobus, en dat ons daaruit gaan leer en dat ons kon hoor wat die Gees vir die gemeente wil sê. Ons loof U daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. Al wat vir my oorbly om te sê is gaan en wandel waardig die roeping waarmee God jou geroep het, en Maranatha, Jesus gaan weer kom. Is jy gereed? Maar as hy vertoef om te kom, mag hy vir ons 'n geleentheid gee om weer na die boek Jakobus te kyk. Mag hy met U wees tot ons weer gesels in Jesus naam. Amen en amen.